Goeiemôre aan julle almal. So lekker om hier by julle te wees. Ek moet julle sê, en ons vier vandag fees. Ek kan eerlik sê, ek het nog net altyd met die lekkerste gevoel in my hart hiernatoe gery. Dit voel vir my of ons mekaar al baie jare ken, nee. Dis eintlik nie so lank nie. Maar nou al, wat is dit, 5 jaar, 6 jaar. Wat ek hier voorreg het, maar ek besef ek kom nie so baie hier nie, maar ons het allemaal mooi, by ons in ons Eko-gemeenskap praat ons van shared memories. Het ons sê, gemeenskap word gebou deur gemeenskaplike herinneringe. En ons het allemaal mooie herinneringe saam gehad. Ek onthou daai paar keer wat ons saam op die plaas was, en gesprekke met Theresa hulle, en Jestes, en Charlotte, en slomp ander mense, en so is my baie groot voorreg, ook om deel te wees van hierdie oggend, dat julle ook hierdie mooi ding vier, 'n nuwe pad, julle vier 'n nuwe pad, wat julle op 'n stadium, dink ek, met redelike dapperheid gekies het om te stap, en dis 'n wonderlike voorreg, en dis 'n mooi storie om te vertel, ek moet julle dit sê, ek kry nie voorreg by baie kerke te praat, te sê, man, weet jy wat, as ook ander maniere van kerk wees, en is lekker om 'n demonstrasie daarvan te kan sien hier by julle. Kom ons bid saam. Here, ons wil begin deur vir u vanoggend dankie te sê, is vir ons so goed. En ons sien die goedheid op soveel maniere, ons beleef hier in die natuur, in die reën op pad hiernatoe, die koue en in die hitte, ons beleef hier ook in die woord, maar ons beleef hier ook in die liggaam. Dankie vir hierdie mooi deel van die liggaam. Ek bid dat ons vanoggend ook onsself sal verloor en vind in u teenwoordigheid. In Jesus se naam. Amen. Ek het 'n vreemde teks wat ek vanoggend wil lees vir 'n diens waar ons na die tyd gaan julle ons nou saam eet en ons gaan nog nagmaal hê vandag. En dit gaan baie goed in hierdie diens gebeur. Jy weet, ek was in die Afrika kerk partykeer dan met hou daar by so 'n sendingkerkie of so preek en dan kom maar minne 'n dominee daar verby. En dan het ek was al in die diens dan het ons nagmaal, doop, belydenisaflegging, bevestiging van 'n kerkraadslid en dan doop ons nog die 2 mense wat belydenis aflê se babetjies ook. Dis al wat ons nie vanoggend gaan doen nie. Verder gaan ons alle ander goed doen. Wat eintlik wonderlik is, ek weet dit is so lekker, ons vier sommer al die elemente van kerk wees. Maar ek het, jy weet, het voel vir my soms, veral vandag, in die tyd wat ons so oordonder is met inligting, dat ons nie lekker weet waar om te fokus nie. Dat ons so vinnig deur goed gaan. En ek onthou die eerste diens hierdie jaar, het ek vir julle gesê, jy weet, ou kan altyd, jy kan iets met die teks doen, maar die belangrike ding is dat die teks iets met jou moet doen, en dan moet jy dalk lank stilstaan daarby, en ons het gepraat oor die Galasiërs 5, wat praat oor die vrugte van die Gees, en gesê, my jaar voorneem is om elke oggend en elke aand te mediteer daarop. En te sê, Here, help my om liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Help my om dit vandag te leef en aan die einde van die dag te vra, vir myself te sê, Jaco, waar het jy tekort geskiet? Dat 'n ou so half sensitief is vir dit, dat die ding diep in jou ingaan en nie net weer 'n interessantheid het wat jy nou maar net nog ietsie interessants wat jy nou in die Bybel gelees het, wat jy aftik nie. Hulle praat van, ons is verslaaf aan novelty, nuwe interessantheid. En so ruk terug, met die begin van leidingstyd, het ons daar, by een van die gemeentes waar ek betrokke is, en ons Eko-gemeenskap ook, het ons gepraat oor Jesus wat in die woestyn ingaan vir 40 dae. En daai ding het so met my gepraat, en ek het gevoel, maar ek wil ook nie net so vinnig oor dit gaan nie. Ek wil eintlik, weet, mens kan eintlik, en ek gaan vanoggend 'n paar gedagtes daaroor deel, maar my ou so 'n maklike reeks kon doen daar. Dis mens regtig diep in die wat daai teks eintlik sê, in die agtergrond en alles wat daar rondom gebeur. As jy daai woestyn, daai hele idee van 'n woestyntyd regtig met jou laat praat. En daarom het ek gedink, ek gaan vanoggend ook iets met julle daaroor deel en julle uitnooi om saam te dink en miskien na die boodskap vanoggend dit weer by die huis daar 'n bietjie te lees en nie net dit by jou laat verbygaan as nog 'n interessante stukkie inligting. En ek het gedink is van pas
Want wat, en ons gaan later vanoggend gaan na 'n element wees waar Prof Dirk en Johan en Justus onder andere gaan praat oor hoe die gemeente gesê het, kom ons stop en ons vat bietjie time out. Weet jy, sal sê, time out, jy weet, jy kan sê, stop die game, ons gaan nou net eers evalueer, waarmee is ons besig? Die versoeking is baie keer daar om net eenvoudig voor te gaan, nou sê voor te ploeter partykeer, en nou sien dit partykeer, dus verandering is so pynlik, dat die mens nie wil stop en reflecteer nie. Hulle sê the most difficult journey is the journey inwards. En het vat 'n klomp moed, en partykeer vat dit ook 'n krisis, het vat amper 'n woestyntyd, partykeer kies jy die woestyn, partykeer kies die woestyntyd jou, en jy kom net agter, maar hier is ek nou in 'n weerlose tyd, en as dit so aangaan, is dit verby, en jy moet herevalueer, en jy moet net weer kyk, waarmee is ek besig, met jouself eintlik voorberei vir 'n nuwe seisoen. En die hele woestyn ding is so ongelooflike mooi metafoor, en so eintlik in die archetypes van stories, in die verhale, en die fabels, en die mythes, en alles kry jy altyd daai idee van die held wat in die grot ingaan, en teen die monster moet veg, en dan kom hy uit met nuwe wysheid vir die dorpie, jy weet. Of die ou wat op 'n lang reis gaan, ek dink is Leo Tolstoy wat gesê het, hy het gesê, elke goeie verhaal gaan of oor 'n vreemdeling wat na die dorp toe kom, of het gaan oor iemand wat op 'n reis gaan, op 'n avontuur gaan, die pilgrimage, nee. En die woestyn, hele idee van 'n woestyntyd, en om in die woestyne in te gaan, roep eintlik 'n klomp goed in ons menswees op. Ons weet, mense het dit eintlik nodig, om partykeer te sê, time out, te stop, val partykeer voordat daar vir jou 'n nuwe seisoen aanlê, en voor 'n groot ding gebeur. So kom ons lees dit, Lukas 4, ek het gekies om die Lukas teks met julle te deel, en julle sal later dalk sien hoekom, want ek dink in Lukas, ons kry dit ook in Markus, ook in Matteus, en al drie die synoptiese evangelies, maar in Lukas word dit asof het voel vir jou asof het op die regte plek is, asof waar het gelees in Lukas eintlik ook baie sê. En kom ons lees dit, Lukas 4 vers 1 tot 13, Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af gekom, so nadat hy gedoop is, en hy is deur die Gees na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom, as jy die seun van God is, sê vir die klip, dit moet brood word. Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie alleen van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte, en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld, en toe sê die duiwel vir hom, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort, as u maar net voor my buig en my aanbid. En daarop antwoord Jesus, om daar staan geskrywe, die Here God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe, en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan, en sê, as jy die seun van God is, spring af. Daar staan ons geskrywe, hy sal die engele opdrag gee met te beskerm, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat nie jou voet teen 'n klip sal stamp. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Die woestyn is 'n interessante plek, dis 'n wildernis. En ek onthou, ek het 'n baie interessante man ontmoet. Ek het dit in daai van julle het daai Daka boek, daai fiksieboek vir my gelees. Ek het 'n vader Omarks gehad wat in die woestyn in Egipte bly. 'n Koptiese priester. Maar wat jy dalk nie weet nie, hy is gebaseer op 'n ware verhaal. Die eintlike ou se naam is Vader Maximus L. Anthony, wat ek die voorreg gehad het om 2 keer te ontmoet. Hy het so lang baard. Hy lyk regtig asof hy, as jy Lord of the Rings maak, hoef jy hom glad nie op te maak of iets, as jy hom wil gebruik as 'n rol te speel aan. Jy kan hom net vra op te dag. Ek weet nie wie van julle het al hierdie koptiese priesters of monnike gesien nie, mens sien hulle partykeer by die lughawe. Ek het nou die dag ook een en daai 3 van hulle daar in Johannesburg gesien. Maar ons het 'n konferensie gehou en Vader Maximus L. Anthony was daar. Dit beteken Maximus van St. Anthony, die klooster, een van die oudste klooster in Egipte.
uit die eerste eeue van die vroeë kerk. Daar's nog, dis waar Antonius gebly het in die grot en so. En later die monastery, die klooster daar ontwikkel. Maar hy het 'n lang wit baard met langerige hare, grys hare, en sy oë is uit die mooiste oë. Jy weet, party mense se oë is asof dit so straal, jy weet. En is 'n vreeslike sagte gelaatstrekke. En dan dra hy, en soos al daai ouens, hulle dra 'n swart kleed met goue borduursels in. En dis een van die oudste kerklike tradisies wat eintlik baie verander het oor die jare. Die eerste keer toe ek hom ontmoet het, was ons by 'n konferensie en ons hier in Suid-Afrika, en ek moes 'n gesprek fasiliteer. Daar was 'n klomp teologie studente en 'n klomp ander mense wat in die bediening is. En ons het so in 'n sirkel gesit en ek moes die gesprek lei met Vader Maximus, en ek het gesê, Father Maximus, why did you decide to be a priest in the monastery in the middle of the desert? What made you do it? En hy was so lang rukkie doodstil, en na so rukkie toe sê hy net, you know, I just loved God so much. Net dit. En toe dit was so 'n heilige oomblik. En uiteindelik met vreeslik baie gesê, en dis wat hy gesê het daaroor. Maar dit het ons so diep geraak, is asof hierdie ouens wat die Here se stem in die wind kan hoor nog, en in die geskiedenis kan raak sien, en so naby die aarde leef, min kan sê, en baie reg kry, jy weet. So ek het later 'n artikel geskryf oor hom, ek dink dit was vir Beeld of Kerkbode, of ek kan nie eens onthou nie, ek dink dit was in die Beeld. En ja, was Beeld, en ek het met hom 'n onderhoud gevoer 'n paar jaar later, en toe wil ek nou, toe dog ek wel, ek gaan die vraag so 'n bietjie anders pitch, want jy gaan nie veel kan doen met I just love the Lord so much. Dus toe sê ek van Vader Maximus, what happened in your life? What events were there in your life that made you decide to abandon everything and to become a monk in the middle of the desert in this St. Anthony monastery? Toe vertel hy my sy verhaal. En hy sê hy was 'n student gewees in 'n lang storie, en hy was saam met sy pa gegaan, en hy was by die bed van 'n sterwende man, en die man het iets gesê, en hy was vreesloos vir die dood, en iets in daai man se oë, daai heilige man wat gesterf het sy lewe verander. En hy sê, en hy het net hierdie verskriklike roeping gevoel, hy het net hierdie belewenis gehad van God is so lief vir hom, en hy het pas klaar in 'n geneeswese gestudeer, en hy het vir sy pa gesê, hy wil graag alles, weet, hy wil daar in die woestyn gaan bly in 'n klooster, en sy pa was baie kwaad, en in Egipte besluit jou ouers nog vir jou wat jy moet doen, selfs al is jy student, klaar geswat. Hy sê, so uit een aand het hy ontsnap, het hy weggeloop, hy het hierdie venster geklim, en het so klein, het met wat hy aan hom het hy gestap in die woestyn. En eintlik die stap deur die woestyn het hom so voorberei vir wat hy sou doen. En hy sê, hy het die Egiptiese ou mense sê, hy het so amper, ek weet nie of dit 'n bygeloof is nie, maar hulle het so tradisie, dat as jy in die woestyn slaap, dan trek jy 'n kruis rondom jou, en dan slaap jy in die middel van die kruis. En waarskynlik omdat hulle die bygelowe rondom die jinx, jy weet, die woestyngeeste en so. En hy het so 'n kruis rondom hom getrek, en dan slaap hy in die nag in die woestyn, en uiteindelik kom hy, na 'n dag of 3 se stap, kom hy oor 'n duin, en die klooster is voor hom. Oudste klooster in Egipte, in die middel van die woestyn. En hy sê, toe vat ek al die bietjie geld wat ek in my sak het, en ek strek so uit. My arm is in die vorm van 'n kruis. Hy sê, then I dropped that money in the desert, and then I was free. Ja, ek het so 'n snaakse gevoel gekry, nee, hierdie heilige man wat dit sê. Maar hy sê, hy het 'n ander ding gedoen, en dis 'n bietjie meer vreemd amper. Toe hy by die klooster aankom, hulle het altyd 'n groot ding vir gasvryheid, as iemand nou deur die woestyn so toe stap. So een van die monnike het hom ontvang. En hy sê, en toe vra hy vir iets, die eerste ding waarvoor hy vra by die monastery. Weet julle wat dit was? Ek dink jy sal nie kan raai nie.
Hy vra vir 'n skêr. En hy sê, soek ek 'n straak vir 'n skêr sodat ek my sandale kan opknip. Toe knip hy sy sandale op en hy gooi hulle weg. Maar dit maak natuurlik dat jy kan nie sonder sandale weer terugstap deur die woestyn. Maar dit was die begin van 'n pad en Vader Maximus was later, hy was op daai tyd toe ek met hom 'n onderhoud gevoer het, was hy in lyn, hy was een van die 7 priesters wat in lyn gestaan het om die paus te word van die Koptiese kerk. En hy was een van die groot kampvegters dat dogtertjies geleer lees het, dat vrouens leer lees het in die woestyn, daar tussen die woestynmense in die afgeleë Egiptiese gebiede, en hy's eintlik 'n landbouingenieur, hy het ongelooflike landbougoed geïnisieer, en hy's 'n groot kerk geskiedenishistorikus vandag, baie bekend daarvoor, so hy het 'n klomp mooi goed reg gekry, as uit daai monasterie uit. Want dit is asof die mense baie autoriteit gee aan hierdie ou priesters wat dit waag om net so eenvoudig alles op te gee en so naby die aarde te leef. Dis 'n lang storie, maar dit is hierdie storie ook van iemand wat deur die woestyn gegaan het, voordat op pad om sy nuwe roeping en sy nuwe seisoen in sy lewe te ontdek. En Søren Kierkegaard, die Deense filosoof, het gesê dat, en dis die existentialisme, eintlik 'n goeie verwoording daarvan, is dat jy van nature ons eintlik wil wegvlug van pyn af, en dat ons gemak en genot wil najaag. En dit bepaal eenvoudig jou lewe, hierdie 2 pole. Maar dan sê hy, dikwels iemand, weet jy, die groot ding, mense wat die lewe as betekenisvol beleef, is mense wat dikwels teen hierdie rigting gaan. En dis natuurlik wat ons by Vader Maximus sien, maar ook by Jesus, waar, jy weet, gewoonlik moet jy die leer van die lewe klim. Ons sal sê, ou Piet, hulle gaan maar op in die lewe, het jy gesien wat se kar ry hulle deesdae? Het jy hulle nuwe strandhuis gesien? Hulle gaan op in die lewe. Maar by Jesus kry ons hierdie idee, partykeer jy gaan in die rigting van pyn. Jy kry iets groot genoeg wat jou vat in die woestyne. Jy stap nie net, jy word nie net getrek en gestoot deur hierdie pole van sensoriese genot en pyn nie. Jou vrese en jou drome trek jy nie net, daar's amper iets groters as dit, of jou drome verander na iets groters toe. En dit sien ons by Jesus. En soos ek vroeër gesê het, partykeer dan, en as ons nou oor hierdie teks gaan praat, dan soek die woestyn jou op. Jy beleef jou daar, miskien soos jy vanoggend hier sit. Beleef jy jou dalk in 'n woestyntyd. Dis 'n interessante ding as mense 'n Bybelstudiegroep het of 'n selgroep het, oor hierdie teks te praat en te sê, maar vertel my 'n bietjie van 'n woestyntyd in jou lewe. Wat was die grootste versoekings wat jy weerstaan het, of wat oor jou pad gekom het? En wat was die groot ontdekkings wat jy gemaak het? En jy kan nie glo die aangrypende gesprekke wat mense het, en die diep geestelike goed wat hulle het as jy daai vraag vra. Die goed wat na die oppervlak kom. So, maar Jesus, wat interessant is van Jesus en baie mense wat ons gebruik as geestelike voorbeelde, Sint Francis van Assisi, en baie van die sogenaamde geloofshelde deur die eeue, sal jy sien, hulle het 'n tyd gehad wat hulle op die pelgrimstog gegaan het, of partykeer gereeld wat hulle gaan afsonder het. En wat hulle nie net die woestyn nie, hulle nie net opgesoek het nie, die woestyntyd nie, maar wat hulle as prins die woestyn gaan opsoek het. En dit kry ons by Jesus. Nou, daar is 'n paar voordele of geleenthede vir groei in die woestyn. Blaise Pascal het gesê, we spend most of our lives with diversions, distractions. Dat ons so maklik ons hele lewe kan spandeer met goed wat eintlik ons aandag aftrek. En eintlik vra jy nooit die groot vrae nie. Jy leef altyd net so op die oppervlak. Jy duik nooit diep af. Jy soek nooit na die motiewe agter die motiewe nie. Na die eintlike diep groot vrae van die lewe nie. In 'n woestyntyd, omdat daar nie diversions is nie, maar daar nie distractions is nie, is eintlik 'n tyd waarin jy sê, wanneer jy op 'n pelgrimstog gaan, of wanneer jy in die woestyn ingaan, wanneer jy in die natuur gaan afsonder,
dan is dit eintlik wat jy sê is, ek wil myself skoonmaak, dat ek kan fokus, en dat ek regtig in 'n baie diep speel kan kyk, wat geen maklike ding is nie. Jung het gesê, die probleem is, hy sê die groot probleem, hoekom mense God nie vind nie, of God nie sien nie. Want sy pa was 'n dominee, wat vreeslik hoog gefunksioneer het. Carl Jung, die sielkundige. Hy sê, the modern man can't see God because he doesn't look low enough. Dis nogals iets om te onthou, né? En dit is 'n boodskap wat 'n mens by Jesus kry. Is dat jy moet afgaan. Jy moet laer gaan as jy God wil ontdek baie keer. Jy moet in die woestyn ingaan, jy moet jou stroop. By Jesus, konsekwent, deur al 4 evangelies, met amper nie uitsondering, as jy hom wou volg, moes jy altyd iets laat gaan. Die ryk jongman met sy geld laat gaan, die disippels met hulle nette laat gaan, jy moet jou bitterheid laat gaan, jy moet jou, Paulus sê, ek moes van my status ontslaa raak. Weet ek dit nou as waardeloos, my status as fariseer. Jy moet eintlik stroop, jy moet laer gaan. Jesus sê, ek was honger, jy het my iets gegee om te eet, dors, hy sê, julle is in my daar tussen was iets wat jy nie in kathedrale en kerkgeboue en die hoë plekke van God sal kry nie, maar jy sal dit daar tussen die gebrokenis kry. As jy laag genoeg kyk, sal jy hom daar ontdek. As jy ver julle dit vir hulle gedoen het, vir die laagstes, die geringstes, het julle dit vir my gedoen. Geseënd is die mense wat dit ontdek, nee, dis eintlik wat die Saligspreker nou ook sê. Wat ontdek, dat as jy laer gaan, dat jy God kan ontdek daar, dat jy moet afklim, in die woestyn ingaan, weg van eintlik dit wat die wêreld vir jou altyd sê, waar eintlik 'n geluk in die tipe van goeders lê. Goed, ja, dit is net, ek het nou, partykeer moet ek julle sê, op sosiale media, en as met mense gesels, en as al, jy weet, in van die debatte in die kerk en so, en is dit partykeer vir my, dis vir my frustrerend om te sien hoe tevrede mense is met geuite, maklike, uitgewerkte goedjies, tweedehandse goed. Hulle het iets gehoor, hulle weet iets in 'n liedjie, hulle het nog nooit die evangelies vir hulle self gelees nie. Hulle het nog nooit genuine met die Here gaan worstel oor 'n ding en gesê maar, hulle sê the devil is in the details, jy weet. En gesê maar, ek gaan deur 'n ding worstel. Maar weet, vat goedkoop antwoorde, maklike idees, jy weet, ignoreer die kompleksiteit van goed, en dan hou jy maar net vas, en dan is ek 'n geuite antwoorde vir alles, waar by Jesus kry mens eintlik die idee om altyd dieper te gaan. Jy weet, hy sê vir die Samaritaanse vrou, wil met Jesus praat oor, jy weet, hulle praat oor water, oor fisiese dors, en dan wil sy, wanneer hy so 'n bietjie naby aan haar lyf kom, dan wil sy met hom teologie praat, oor waar moet ons aanbid. Die Jode sê ons moet hier aanbid, die Samaritane sê daar, en dan is dit asof Jesus net so deursly en sit na haar hart toe. En met haar begin praat oor, nie net fisiese dors nie, maar die dieper dors. En oor haar eie gebrokenheid. En ek kry dit keer op keer, die hele tyd hoe Jesus net deur die oppervlakkige goed te sny, hoe hy oor en oor vir die fariseërs en die sadduseërs en die wetsgeleerdes van sy tyd, hy wil sê, julle praat oor die wet, maar ek wil hê ons moet praat oor wat's agter die wet. Een van die mooiste tekste vir my daaroor is in Markus 2 en ek dink is Matteus 9. Wanneer hulle oor die Sabbat, die ouens pluk koring op die Sabbat, en dan Jesus en sy disippels, en dan die skrifgeleerdes kwaad, die fariseërs kwaad vir hom. En dan sê hy, en dan is Jesus se antwoord, en dan quote hy die profeet, dan sê hy, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. En Markus sê hy sê, die wet is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die wet nie. Jy weet, hy wil onder die wet ingaan. Hy wil sê, wat sit agter dit? Daar's 'n liefde, die oorspronklike bedoeling is vir hom, jy weet, die ding wat dieper lê. En die woestyn het 'n manier om ons te help om dieper te gaan. Om verby die goed wat ons aandag aftrek, die diversions, wat is 'n goeie Afrikaanse woord, die simpel goedjies wat ons aandag kan aftrek, wat maak het ons so behep raak wat ons so besig hou met plastiek goed,
dat ons nooit by die dieper goed uitkom. Die tweede belangrike ding van die woestyn is, dat dis 'n plek wat ons bring by, dit is 'n plek van eensaamheid. En ons het in ons Echo-gemeenskap, jy kan nou dink, ek bly daar in die Echo-gemeenskap, ons het 'n klomp huise all over, maar ons het so 5 huise in Valeria, en dan bly ek nou in 'n woonstelletjie hier tussen hulle almal, aan die een huis vas, en ons het 'n spreekwoord, en die van julle wat al op ons Echo-plaas was, so gesien het, ons het so klein wit huisie, ons noem die Hermit's Hut. Ons sê, you can only community if you solitude. Dat ons uiteindelik, jy het eintlik 'n bietjie eensaamheid nodig in jou lewe partykeer. Dat die eensaam plek, al staan dit oor en oor, een van die goed wat herhaal in die 4 evangelies is, dat Jesus die nag op 'n eensaam plek gaan spandeer het. 'n lonely place, nie. Dat, dit is so, dat vir die van ons wat ons permanent in 'n eensaam plek beleef, dit is nie lekker nie, en dit is nie maklik nie en so aan. Maar die van ons wat ons die hele tyd in die geraas van hierdie wêreld beleef, moet eintlik leer om eensaamheid baie keer doelbewus te gaan opsoek. Ek het julle vertel destyds van daai roeitrip toe ek hier naby julle verbygeroei het see toe van Valham af my. Wat was dit? Maand en 'n half, is nou nie heeltemal 40 dae nie, maar as ek nou dink aan 'n pelgrimstog, dan dink ek daai was vir my so bietjie so iets om alleen te roei en elke aand, en daar was nie, ek het nog 'n 3310 selfoon gehad, jy weet, ek kon nie meeste van die tyd nie opvangs gehad, daar was nie sosiale media nie, en in die nagte, en dan later, nou nou vir 'n paar weke alleen, sê nou maar daar onder Ograbies, of daar in die Noord-Kaap, op die Oranje, val tot by Douglas, en dan sê op die Oranje, stoksiel alleen, elke dag, partykeer vir dae sien jy nie 'n mens nie. En dan, weet jy wat begin met jou gebeur, is jy begin bid, weet wat maak jy met al daai alleentyd? En jy begin hardop met jouself praat, en dan later dan begin jy sien hoe goed, en amper van self, dat die oppervlak begin kom. Jou eensaamheid, jou loneliness, in die wildernis, bring sekere goed na die oppervlak. En daai hele idee om te worstel met God, dis mos wat ons gesien het by Jakob, dat om te worstel met God is nie vreemd vir 'n Christen nie. Toe Moeder Teresa se diary uitkom, haar dagboek, en mense sien hoe ongelooflik sy baie keer getwyfel het en geworstel het met God, was die hele wêreld verbaas. En ek het in daai tyd met Shane Claiborne onderhoud gevoer en te sê, why are we so surprised? It's the story of the prophets. They struggled with God. Dis nie 'n vreemde konsep in die Bybel om te worstel met God nie. Ons het daar in 2 Korintiërs die storie van Paulus, die ou wat die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf het, wat sê maar, die doring in sy vlees, hy sê, ek het 3 keer van die Here gevra, vat dit van my al weg. En toe het hy vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Dan sê hy, my gebed is nie beantwoord nie, ek het geworstel. Hy sê, die goeie wat ek wil doen, die doen ek dit nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy sê, ons kyk nog in 'n dowwe spieël. Hy sê, ek verstaan nie God nie. So worsteling is nie 'n vreemde ding nie, maar in die geraas kan ons baie keer so besig raak, die diversions, kan maak dat ons nooit by worsteling met God uitkom nie, en nooit die groot ontdekkings word maar gemaak in worsteling met God. Dink aan Martin Luther se lewe, toe hy daar teen die trappies opgekruip het. En ek so vanoggend se boodskap is in 'n sekere sin om te sê, maar moenie dat die waarde van 'n woestyntyd by jou verbygaan nie, en gaan soek dit dalk doelbewus op, selfs. Die wildernis is die plek waar jy met jou diepste begeertes, die begeertes agter jou begeertes, jou grootste versoekings, jou diepste vrese en jou mooiste drome gekonfronteer word. Die goed kom na die oppervlak. 3 dinge gebeur, die laaste een is, dinge gebeur stadig in die woestyn. Weet, ons wil nie alles met so vinnig wees, en dis die versoeking van Jesus natuurlik. As jy nou daai 3 versoekings gaan kyk, dan die eerste een is, maak vir jou iets om te eet, is te sê, maar jy kan mos net jou vingers klap, en dan is alles nou verby. Jy kan jy hoef nie deur hierdie ding te gaan nie, jy kan net 'n quick fix. En ons is in daai tyd, jy weet, as jy 'n antwoord nou soek, dan vra jy vir ChatGPT of vir AI. As jy 'n kos soek, dan kry jy Uber Foods, en alles moet vinnig gebeur. En dis waarskynlik die groot versoeking in die woestyntyd.
As hierdie ou het gesê, don't rush your healing, because darkness has its teachings, dat daar 'n sekere mate van geduld nodig is. En aan die laaste waarde van die woestyntyd is dat dit jou in direkte konfrontasie bring met die duisternis in jou. En partykeer is die enigste manier om die duisternis te veg